Dis al toevlug wat ons het, is na U. En wanneer ons geloof klein is, en wanneer ons selfs in ongeloof is die genade vir ons daar om ons aan ons swak hand te vat en saam met ons te journey. En dankie dat U ons nooit in ons ongeloof los nie. Dankie dat U ons in ons ongeloof juis ontmoet en ons versterk en deur die Heilige Gees kom en dat hierdie woorde vir ons begin maal in ons harte en geloof in ons harte wek. Vanmôre bid ons dat U in ons harte en in ons lewens sal inpraat en vir ons sal wys waar ons staan met ons geloof. Maar meer nog dat U ons geloof sal vergroot. Dat ons manne en vroue en jong mense sal wees wat U wil hê ons moet wees. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Baie dankie, kan jy sit plek neem. Baie welkom aan een en elkeen. Is vanmôre so 'n bietjie makliker. Ons het so 'n bietjie ekstra stoele ingesit. So ons is bly dat julle kon lekker maklik sitplek kry vanmôre. As jy vir die eerste keer saam met ons is, wees tuis, wees welkom. Ons is 'n geloofsgemeenskap wat lief is vir die Here en sy boodskap van genade preek en weet dat hy ons ontmoet waar ons is, sodat hy met ons kan journey. As jy ons preke wil volg, as jy YouVersion op jou foon het, kan jy intik die Gracia en jy kan ons preeknotas volg en dan daarmee saam ook dan notas maak. Ons het verlede week begin met 'n reeks en dis 'n reeks van 6 boodskappe rondom vergroot. Vergroot gaan daaroor dat God met ons wil journey, met ons elkeen wil journey en ons lewens wil vergroot. Hy wil hê ons geloofslewe moet vergroot. Ons het verlede week begin by hy vergroot ons verwagting. Ons moet by 'n plek kom waar ons verwagting vergroot, waar ons die kanne kan gaan haal en God ontmoet jou in jou verwagting. Met ander woorde, wanneer jy sê, Here, ek wil hê, dan sal hy vir jou gee volgens jou verwagting. As jy geen verwagting het nie, moenie verwag dat God vir jou iets sal doen nie, né? So ons vergroot op hierdie stadium. Ons vergroot vandag jou lewe van geloof. En dit is belangrik dat jy jou geloofslewe sal vergroot. Baie mense ontmoet God in genade en begin saam met God journey in genade, maar dit bly vir hulle 'n stryd. Dis hierdie krisis van oorleef amper al, van week na week, maand na maand sukkel en struggle om dinge te doen. En ons mis die wonders wat God in ons lewens wil doen, in ons geloofslewe. Ons verstaan nie dat baie van die goed wat ons eintlik beleef is wondere van God nie. En God wat in ons lewens betrokke is nie. En ons sien net ons het hierdie verwagting dat wonderwerke is net altyd hierdie enorme goed, terwyl dit deel van ons daaglikse lewe is en kan wees. En dan het ons 'n ander probleem. Ons het 'n prentjie van wie God is en hoe hy ons moet help. Ons het 'n prentjie van hoe God lyk. Dis hoe God my moet help en dan mis ons wonderwerke. Want baie keer het ons hierdie prentjie van God as 'n God van amper soos 'n fairy tale, jy weet, met 'n towerstafie en goed gaan uit die hemel uit baie keer val. En baie keer is dit nie waar God ons ontmoet nie. God ontmoet ons in ons journey, in ons lewe, waar ons stap en dan kort daar uitkoms in ons lewens. Nou vandag gaan ek 'n storie vir julle eers net vertel en dan so 'n bietjie daaroor praat. Ons ken die storie van Jesus wat die wonderwerk gedoen het met die 5 brode en die 2 visse en wat daar gebeur het. Hy het gepreek vir 5000 mense en ek gaan later meer daaroor sê. En in hierdie preek vir sy 5000 mense het die skare toe nou volgens hulle honger geraak en toe het hy 'n seentjie gekry, 5 brode, 2 visse. Julle onthou die storie. Hy het wonderwerk gedoen, mandjies is vol is opgetel. Maar die storie kan ons nie daarby eindig nie. Dan sê hy vir hulle, tel die 12 mandjies op, vat dit, klim in die skip en hulle vaar toe na die oorkant van die see toe en die wonderwerke begin daar. So die hele storie begin in vers 35 van Markus 6 as jy wil gaan lees van die brode en die visse, maar dan gaan dit waar Jesus op die water geloop het. En nou ons begin so bietjie agterste voor en dan werk ons terug na die storie toe. Is dit oukei met julle? Markus 6 vers 52, selfs na die broodwonder het hulle nog nie begryp wie hy werklik was nie. Hoor nou, daarvoor was daar nog te veel weerstand in hulle harte. Ons kan baie keer nie God beleef nie. Omdat ons sê ons is Christene, maar ons het soveel weerstand in ons harte. As God vir ons sekere beginsels gee, as God vir ons sekere dinge openbaar, as God vir ons sekere riglyne in ons lewens gee, waarvolgens ons moet leef,
dan het ons weerstand, dan kan ons nie sien wie hy is nie, en dan soek ons God, dan skree ons en ons roep, ons het wonderwerke nodig, maar selfs nadat God in ons lewens, en hier sit ons vanmôre, en van ons het regtig al groot wonderwerke beleef, en jy sit nog steeds, en jy wonder, waar is God? Want daar's baie keer wanneer God wil werk, wanneer God dinge wil doen, is daar weerstand in harte. Ek weet van gemeentes wat in bouprojekte moes ingaan, wat mense die gemeente bedank, want hulle kan nie verstaan wat God besig is om te doen, en waarmee God besig is, en hoeveel mense God wil bereik nie, en dan net hulle weerstand in hulle harte, en God kan nie doen nie. Ons vind dat God op verskillende terreine in ons gemeente met ons besig is. Hy's regtig besig in ons geloofslewe om ons te challenge. En my persoonlike lewe, ek sê dit blaatant, ek is 25, 26 jaar in die bediening, in 26 jaar het ek nog nie iets beleef soos wat ek tans beleef, waar ek uitgedaag word om dagboekies te skryf oor goed wat ek nie weet of dit regtig gaan gebeur, menslik gesproke nie, maar ek moet God vertrou. My geloofslewe word gechallenge. Ons het 'n beleid, ons draai elke sent om en spaar waar ons kan. Nou die dag, nou is dit so asof die ou getoets word, né? Jy kry ons 'n special op van hierdie stoele en ons kan dit teen amper R100 'n stoel. Ons het teen R100 'n stoel minder gekoop as wat jy dit kan kry. Nou is dit nog 250 stoele koop, jy weet, en my geloofslewe word gechallenge, en dan maal ek, nee, ons moet eers weet ons het die grond, ons moet eers weet ons gaan soontoe, ons moet eers die tent hê, en dan sit net hierdie ding waar ek gechallenge word, en my herteken die dokumente, bestel die goed, en ek word regtig uitgedaag om 'n geloofslewe te stap. Maar in ons lewens kom ons by plekke waar ons 'n tyd nodig het, waar daar 'n wonderwerk moet plaasvind. In my lewe op hierdie oomblik is dit met die tent, by jou lewe is dit in jou huwelik, of in jou liggaam, of in jou verslawing, of in jou finansies, of in verhoudings, of by jou werk, wat ook al jou terrein is, ons kom almal by plekke in ons lewens waar ons wonderwerke in ons lewens nodig het. Waar ons sê, as die Here nie vir my uitkoms gee nie, weet ek nie wat gaan van my word en waarheen ek gaan nie. Nou hier was 'n storie, ek meen hier preek Jesus, ek like die idee, hy het 'n hele dag lank gepreek, ek gaan julle nog kry eendag. Hy het 'n hele dag lank gepreek en die mense sê hulle is nou honger, en nou die disippels kom na Jesus toe en sê vir hulle, hoor nou hulle ding, hier's 'n wonderwerk nodig, maar hulle sê, weet jy Here, jy preek nou die hele dag, hier so 5000 mense, en ek sal nou daaroor praat oor hoe hulle tel. Hy sê, en hierdie mense is honger, stuur hulle weg. En dis wat baie keer gebeur wanneer ons na wonderwerke moet kyk, maar nou interessant genoeg, ek het weer en weer deur hierdie storie gaan lees, ek het nêrens gelees dat die skare na die disippels toe gegaan het en gesê het hulle is honger nie. So dit kon wees dat die disippels honger was. Kom wees, hoor, ons is nou honger, kom ons stuur die ouens huis toe, ons kan gaan kos kry, want dis dalk wat makliker kan gebeur. En nou kom hulle met 'n hele storie, maar kyk nou Jesus se diep insig in die situasie toe hulle antwoord in Markus 6 vers 37. Hy sê vir hulle, gee julle vir hulle kos. Jy weet, hy ken sy disippels, hy weet wat hulle het, hy weet wat om hulle aangaan. Hy sê, gee julle vir hulle kos. Hulle sê toe vir hom, dit sal 'n eislike bedrag kos om brood te gaan koop vir hulle 'n ete te gee. Nou as ek daaraan dink, 5000 mense, kom ek vertel julle hoe hulle getel daardie dae. Hulle het net mans getel. So vanmôre sou hier so 90 mense in die kerk gewees het as ons nou getel het. Sorry dames. Jy weet. Hulle het nie vrouens en kinders getel nie, hulle het net mans getel. So daar was 5000 mans gewees, plus vrouens, plus kinders, so 8 of 10000 mense. Imagine hulle moet vir hulle brood, ons gee vandag vir julle brood ete. Ek weet wat dit gekos het, en dan dink ek, Jesus, hoe moet dit wees vir 5000? Ons is maar so 300 op 'n Sondag wat hier deurgaan op die oomblik. Maar wat maak hulle? Hulle het 'n lang klomp stories. En weet jy wat? As jy baie keer 'n wonderwerk nodig het, is jy soms die plek vir die wonderwerk. Jy is die middel waardeur God die wonderwerk kan en wil doen. En ons wil baie keer hê die wonderwerk moet van buite afkom en dan moet iets gebeur, dan moet magic plaasvind om dinge plaas te vind. Maar ons is baie keer ons die eie antwoord op die gebed terwyl ons na ander dinge en plekke kyk. God wil jou gebruik. Julle onthou my storie wat ek oor en oor vertel van Catherine Kuhlman. Nou die wat nie weet wie sy is nie, sy was 'n evangelis, 'n vrou in Europa in die 50er jare. En in 50er jare, ek het 'n 8mm movie van haar gesien, waar sy eendag so staan, so vryel dametjie met 'n pakkie aan en sy kousies en 'n hoedjie op haar kop, en sy staan met haar hande bymekaar en sy sê, "He has only but our hands to do his work."
Jy sien, God wil wonderwerke doen en ons dink dis hierdie fairy tale wat van buite af moet gebeur, maar binne-in waar jy is jy dalk die hande wat God wil gebruik om die wonder te doen. Maar wat maak ons? Ons maak soos die disippels 'n lysie van redes hoekom 'n wonderwerk nie kan plaasvind nie. Ons maak 'n lysie van redes en ons sê, weet jy wat, hierdie ding kan nie wees nie. Party mense sê selfs it's too good to be true. En ander kere dan raak ons krities en ons raak sinies en ons gee vir redes vir die Here hoekom dinge in my lewe nie kan verander nie. Jy's dalk jou eie rede hoekom die wonderwerk nie plaasvind nie, want jy's nog steeds vasgevang hoekom dit nie kan gebeur in jou lewe nie. Ons moet vergroot. Dan sê ons vir Here, weet jy hoe lyk die ekonomie? Ouens het my kom waarsku, julle wil vergroot. Het julle gekyk na die ekonomie op hierdie stadium? Het jy na die politieke situasie, weet jy wat? Ek dink dat Gracia gaan deel van die antwoord wees in mense se lewens. Jy moet verstaan, jy moet begin dink soos wat God dink en begin sien soos wat God hierdie dinge sien. En ons gaan aan en ons maak 'n lys van redes. Jy in jou huwelik, het jy 'n lys van redes hoekom jou huwelik nie kan werk of jy het 'n lys van redes hoekom jy nie gesond kan word nie. Jy het 'n lys van redes hoekom jou finansies nie kan uitwerk nie. Jy sê vir my, Dani, verstaan jy 'n budget? Nee, ek verstaan baie goed 'n budget, maar weet jy wat? As God 'n wonderwerk wil doen, wil hy dit deur jou doen. En nou is die probleem, ons sien baie keer 'n behoefte in ons eie lewens of in ander mense se lewens of in die kerk raak en dan lyk dit so groot en baie mense doen eerder niks as 'n ding vir hulle te groot lyk. Jy kry dit, die Engelse woord, of 'n stukkie Griekse woord, Engelse woord daarvoor is procrastination. Mense raak net passief. Hulle doen net skielik niks en sê, weet jy wat, hierdie ding is te groot. Luister, dis nie te groot nie. Ons het verlede week dit so vinnig genoem in die diens waar Dawid kom en Goliat is daar. Hy sê, man, Goliat is te groot om te mis. Ons probleem is so dat ons baie keer mis dat God iets kan en wil doen. En weet jy wat? Ek wil dit nou vanmôre kategories vir jou sê. Dit is nie geloof nie. God wil ons challenge in hierdie tyd om ons geloof te laat groei en jou geloof word gegroei as jy gehoorsaam is, al verstaan jy nie. Jy moet begin gehoorsaam word, al verstaan jy nie. Hierdie disippels moes doen wat Jesus vir hulle vertel het. Nou moet jy 'n prentjie sien. Hulle kom by Jesus aan en sê vir Jesus, hoorie, daar's 5000 mense, hier's net 2 brode en 2 visse en 5 brode. Dit maak nie saak wat hulle sê nie. Wat saak maak is hy is in beheer. Jy sien, dis die verskil. Dis nie die grootte van ons probleem nie, dit is ons persepsie van God. Dit maak nie saak wat in ons land aangaan nie. Dit maak nie saak wat mense vir jou sê hoe dit lyk nie. Dit maak nie saak of jou familie se prognose is dat, weet jy wat, los nou maar mekaar, dis nou finaal verby nie. Laat ons God buite rekening iewers. Iewers dink ek moet ons weer by 'n plek kom. Julle weet ek preek dit baie, ons praat baie oor sonde. Ons praat nie baie oor sonde nie, maar die kerk praat baie oor sonde en ons het geleer in die gemeente dat die oorspronklike sonde was nie pornografie of oorspel of die of daai nie. Oorspronklike sonde is dat mense nie van God afhanklik wil wees nie. En dis ongeloof. Ek en jy moet weer op 'n punt kom waar ons verstaan, ons sal gehoorsaam wees as God praat en dit maak nie saak wat die politieke klimaat is nie, maak nie saak wat om ons gebeur nie, maak nie saak al verloor mense hulle werk nie. Ons weet, God gaan vir ons sorg en hy gaan ons deurdra. Dis die geloof wat ek in my hart het. En al wat ons moet doen is om gehoorsaam te wees, al verstaan ek dit nie. Al maak al hierdie prentjies wat ek nou vandag sien, nie sin nie, doen ek dit. Hier kom Jesus en hy vra vir hulle in Markus 6 vers 38, hoeveel brood het julle? Gaan vind uit. Partykeer moet jy 'n bietjie inventaris doen, wat is in jou lewe. Partykeer moet jy 'n bietjie kyk, wat is in jou lewe aan die gang, want Jesus het duidelik hier glad nie na hulle stories geluister en na hulle versonings geluister nie. Hy stuur hulle terug na die skare toe en sê, weet jy wat, tussen hierdie skare is daar 'n bestanddeel vir 'n wonderwerk. Ek wil jou vandag terugstuur na jou eie lewe toe, na jou eie huis toe en vir jou sê, daar waar jy is jy die bestanddeel vir 'n wonderwerk. Ietsie kan gebeur en saad kom in en dit is baie keer iets klein, maar dit is iets wat God kan gebruik om 'n wonderwerk te doen. En die oes is syne om oor te werk. Die Here sal dit doen. Kom ons kom verby hierdie fairy tale goed. Ons verstaan dat die Here kan vermeerder dit wat jy sien en dit wat jy het. Hoor julle wat ons vanmôre sê?
Die Here kan vermeerder dit wat jy sien en dit wat jy het. En baie keer moet jy dinge in jou lewe net begin raak sien en ek dink as ek dink aan hierdie storie, ek kan nie dink dat daar tussen sê 7-8 duisend mense net 'n seentjie met 2 visse en 5 brode was nie. Ek dink daar was baie ander mense met kos. Die disippels het heel waarskynlik as ek 'n prentjie maak het hulle omgegaan en gesê het jy dalk iets sê 5000 mense, het jy iets sê ons wil vir julle almal kos gee. Het jy iets en dan sien ek party ouens sit hulle toebie in hulle sak. Vat hulle Tupperware, steek dit weg, jy weet. Ons moet al hierdie mense kos gee. Het niemand van julle kos nie. Weet jy, die grootheid van jou probleem is dalk enorm. En die probleem is, as jy in die grootheid van jou probleem vaskyk, gaan jy vashou aan die uitkoms en jy gaan mis wat God vir jou kan doen met wat jy het. God wil iets doen. Almal hierdie mense het vasgehou. Daar's mense wat vasgehou het gedink het, hier's 5000 honger, my toebie gaan nie na tussen 5 mense gedeel word. Dis wat baie mense doen. Binne in baie situasies sit jy en jy hou emosioneel vas aan goed. Jy hou geestelik vas aan goed en jy mis wat God vir jou wil doen. En hier's die uitdaging. Omdat ek baie keer nie genoeg het om iets te red nie, dan doen ek eerder niks nie, dan vou ek my arms. Verstaan jy vanmôre wat ek vir jou sê? Ek dink in ons land doen ons dit. Ek is baie keer skuldig daaraan. Dan dink ek kan nie hierdie land verander nie. Terwyl elkeen van ons het 'n stuk wonderwerk in ons wat God kan gebruik om 'n verskil te maak. In plaas daarvan dat mense gee wat hulle het, dan bring hulle nie wat hulle het nie en dan kan God niks gebruik nie. God wil gebruik wat jy het. Hy sê gaan haal die kanne, skep 'n verwagting in jou hart. En weet jy wat? Jy moet begin bring wat jy het. Jy moet begin gee wat jy het. Jy is dalk die enigste antwoord vir 'n situasie waarin jy in 'n familie is. Geloof is om vir Jesus te gee. Partykeer al beteken dit ek het nie vir myself oor nie, want ons is so selfgesentreerd. Ja, ek is nie emosioneel nou lus vir ander mense nie. Ons challenge jou om betrokke te raak by ons welsynsprojekte. Nee, as jy verstaan nie hoe ek kry emosioneel swaar genoeg. Ek gaan nie nog by hulle swaar betrokke raak. Dan vat jy die middel wat God vir jou gee om 'n wonderwerk in jou lewe te doen uit sy hande uit. Jy maak dit in onvermoë dat God iets wonderlik in en deur jou lewe kan doen en dalk die grootste wonder in jou persoonlike lewe vir jou doen. Jy sien, kom ons kyk na hierdie storie. Wie die bestanddele vir hierdie wonderwerk gegee? Dis 'n seentjie, hy is nie eens getel nie. Onthou, hy's nie in daai 5000 ingereken nie. God gebruik baie keer die onwaarskynlikste mense. Die onwaarskynlikste mense wat nie eers getel is nie, wat niemand anders eers dalk raak sien nie. God gebruik dalk iemand in hierdie plek wat niemand raak sien nie. Dalk by jou werk gebruik God jou en jy dink niemand sien jou raak nie. As jy net jou hande en jou hart sal oopmaak, kan God iets in en deur jou lewe doen. Markus 6:38, die tweede gedeelte sê, toe hulle dit vasgestel het, sê hulle vir hom, 5 brode en 2 visse. Nou as ek by was, sou ek sê, sien Here, dis is all of it, jy weet. 5 brode, 2 visse, kom aan. Jy het ons gestuur om vir 5000 mense kos te gee. Ons het gaan bymekaar maak. Party ouens is met hulle backpack huis toe, ander het hulle Tupperware geberg, toebies in hulle sak gesit. Hierdie laaitie het vir ons 2 visse en 5 brode gegee. Dis presies waar ek en jy moet wees. Want jy het nog nie God nodig as dit vir jou moontlik is nie. Dis kom die Bybel sê, is swaarder vir 'n ryk mens om in die koninkryk in te gaan. Want ryk mense dink baie keer hulle het nie God nodig nie. Hulle het 'n plan B en 'n plan C en 'n plan D en jy het al die planne is in plek en al jou skemas is in plek en al jou finansies is uitgesorteer. Dit is 'n tragiese dag, ek het dit al baie in my lewe gesien, dat mense wat dink hulle het alles, skielik eendag besef, maar ek het God baie nodig. As ons alles het, dan kom ons op 'n gevaarlike plek waar ons God nie nodig het. Ek wil dit vir jou sommer geestelik of emosioneel leer. As jy al die antwoorde het op elke vraag,
As jy dink jy slip, is jy op die gevaarlikste plek, want dan het jy God nie nodig nie. Jy is jou eie antwoord en jy ontneem jou van die wonder van God se antwoord. Maak dit sin? As ons met natuurlike oë en logika kyk, dan maak ons dit glad nie. Luister wat skryf die Hebreërs skrywer. Hy sê in Hebreërs 11 vers 6, hy sê en sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag. Ek het dit vir julle gesê, hierdie is vir my 'n enorme journey. My geloof word getoets dag vir dag. Julle moet verstaan, om hierdie dagboek te skryf met foto's in, met geen antwoorde nie, was seker vir my in 25 jaar die grootste geloofstap in my lewe. Ek weet nie of julle verstaan wat ek nou vir julle sê. En ek wil beswyk. Daar's daar wat ek wil weghardloop. Vanoggend het ek vir jou net gesê, bel iemand, laat hulle in my plek preek, ek wil nie vanoggend kerk toe gaan nie. En is nie 'n grap nie, ek het dit regtig gedoen. Toe remind sy my, jy's die pastoor, jy moet gaan preek. Daar's tye wat hierdie goed te ou vat en dit raak rof, maar sonder geloof, luister mooi wat sê dit, sonder geloof is dit sê saam met my onmoontlik. So as jy wil God happy maak, is dit nie oor jou werke nie, dis nie oor hoe jy aantrek nie, dis nie hoeveel keer jy kerk toe gaan nie, dis of jy God kan vertrou en kan glo dat hy 'n beloner is van die wat hom soek. Dan smile hy, dan behaag jy God. Hy sê without faith, it's impossible to please God. Jy sien is nie glo nie, ons het hierdie ding van sien is glo, dan gebeur daar iets verbasend. Jesus kom en hy sê dankie vir wat nie genoeg is nie. Tessalonisense sê, wees in alles dankbaar. Ons is nie so nie, ons menslike natuur is ingestel om te moan as iets nie genoeg is nie. Jy moan oor jou huwelik, jy moan oor jou finansies, jy moan oor jou lyf, jy moan oor baie dinge en jy kla oor baie goed wat nie. Maar wanneer sê jy dankie vir dit wat dalk nie genoeg is nie, maar is ten minste daar? Amen. Ons word gechallenge in ons geloofslewe. Dis crazy, 5 brode, 2 visse, 7-8 mense, dalk meer. Hier kom Jesus in Markus 6 en hy sê, en hy het die 5 brode en die 2 visse geneem en na die hemel opgekyk en die seun daaroor gevra. Weet jy wat? Geloof is om te glo al sien ek dit nie. En in jou lewe moet jy God begin dank vir wat jy het. Daar's baie goed. Ons is nie tevrede met wat ons het nie. Want what you have. Want what you have. Dis amazing dat wanneer ons voel die Here nie vir ons deurkom om op antwoorde nie, begin ons juis eintlik te kla oor die goed wat eintlik die antwoord kan wees. Miskien is die redding van jou huwelik dat jou lewe verander en dalk nie jou maat se. Miskien is die redding van jou finansies waaroor jy so kla dat jy juis jou kredietkaarte sal opsny en ophou spandeer. Ons kla oor die goed wat dalk die bestanddeel is vir die wonderwerk. Dalk is daar daai magic wat jy na soek en wat jy na verlang, is juist dit waaroor jy kla. Hierdie weduwee van verlede week het gesê, ek het niks in my huis nie behalwe ou kannetjie olie. Dis juist daai kannetjie olie, daai iets, daai behalwe, daai stukkie waarvoor jy kan dankie sê. Here, dit lyk vir my of ek niks het, maar ek jok eintlik as ek sê ek het niks. Ek het hierdie kannetjie olie, ek het hierdie bietjie vermoëns, ek het hierdie paar rand of ek het hierdie laaste emosionele ding. Ek gaan hierdie pad loop, ek gaan dit 'n go gee. En sê God, jy's op 'n plek waar ek jou kan gebruik. Ek kan 'n wonderwerk deur jou doen. Begin God dank vir die dinge waaroor jy kla en partykeer selfs wegwens in jou lewe. Laat toe dat God dit wat nie vir jou genoeg is nie verander in meer as genoeg, maar jy moet dit begin toelaat. Jy moet jou hart begin oopmaak dat God dit wat vir jou is nie meer as genoeg nie, dat hy dit vir jou kan doen. Nou moet jy prentjie maak, hier is die wonderwerk. Jesus kom, hy vat die 5 brode en hy sê, God, dankie vir dit, dankie dat ons 5 brode en 2 visse het. Hy kyk nie na die 5000 nie. En hy sit dit in die disippels hande. Nou het ek hierdie week geimagine Petrus. Kyk, hy het mos altyd 'n opinie oor alles. Ja. Gaan deel uit. Wat gaan ek met hierdie stukkie brood maak? 5000 mense.
Imagine daai eerste oomblik, toe hy hom breek en hy gee en hy sien, daar is meer as genoeg. En jy breek die tweede keer, dan kom al geloof in jou hart in. En daar's meer as genoeg. Ek kan sy spoed sien. Ek kan sien hy soos 'n karretjie wat opgewen word, jy weet. Eers is lekker om uit te deel, jy weet. Maar dit vat geloof om daai eerste tree te gee. Dit vat geloof om die eerste keer te gee van jouself of van jou geld of van jou menswees. Dit vat geloof, maar soos wat die brood gebreek word, en luister mooi, soos wat die brood gebreek word, so die wonderwerk gebeur en almal het geëet en almal was tevrede. Hier is die volgende punt. Geloof is nie 'n gevoel nie. Ja, maar ek voel nie nou reg hiervoor. Ek het al mense gehad wat vir my sê, ek voel nog nie, ek is gereed om 'n volgende tree geestelik te gee nie. Weet jy wat, op jou journey gaan jy nooit reg voel nie. Daar's daar soos vanoggend wat ek gevoel het, ek wil nie kerk toe kom nie. As dit net gaan oor wat ek voel, gaan daar niks in hierdie gemeente gebeur nie, gaan daar nie iets dalk in jou lewe gebeur as jy nie gaan begin, en as jy net op gevoel gaan reageer, sal die vyand, hy's 'n spesialis daarin, sorg dat jy nooit goed genoeg voel nie. Amen. Jou verwysing is nie jou emosies nie, jou verwysing is 'n God wat met jou praat en wat getrou is aan sy woord. Jou verwysing is die vorige tree op jou journey. Jou verwysing is 'n God wat vir jou antwoorde gee. Toe ons moet begin praat oor ook vergroot in die gemeente, want ons moet van die terrein af, ons moet 'n groter tent kry. Ons is by 'n plek waar ons regtig, ons het nie keuses nie, ons het nie 'n keuse nie. Dan kyk ek na ons vermoëns en sê ek, ons kan nie. Ons kan nie. Maar my verwysing is, toe ons daar 80 mense was, en ons het net 80 mense gehad wat 3/4 van hulle nie 1 sent bygedra het nie, want baie van ons mense kom in die kerk en oor hulle kwaad is oor geld, so ons vra nie geld nie. Het ons binne 6 weke hierdie tent opgesit, terwyl ons het die tent binne 3 dae opgesit, maar ons het binne 6 weke die volle bedrag van hierdie tent kontant bymekaar gemaak, ons het hom opgesit en binne 3 dae het ons hierdie tent opgeslaan en die Woensdag die tent seile gekry, nee ja, Woensdag, en ons het Vrydagoggend hier in kerk gehou. Maar het vat geloof. Maar nou het ons 'n verwysing, die Here was hier, die Here het ons deurgedra, ons het 'n storie om te vertel. Dink jy in ons harte, God gaan ons nou drop? Nou wil ek vir jou sê in jou eie lewe, dink vir 'n oomblik aan waar jy is vandag. Dis nie oor jy slim is nie, dis nie oor jy oulik is nie, dis oor jy 'n God dien wat almagtig is en wat jou gedra het tot hier toe. En jy dink, I've achieved it all. Pas op. Pas op. Die probleem is, ons besef dit nie dikwels nie. Dis dat dit wat ons praat en dit wat ons leef, stem baie keer nie ooreen nie en dit sit mense buite af. Ons is hierdie geloofsmense, ag ons is Christene, ons glo. When push comes to shove, is dit baie keer die ouens wat eerste van die boot afklim. Daar kom storms in ons lewens en weet jy wat, storms in ons lewens is goed. Want dit wys vir ons wat in ons binnekant aan die gang is. As ek in my lewe ooit gekonfronteer is met myself, en ek praat van met myself, en my geloofslewe is dit in hierdie laaste 3-4 maande. Ek word gekonfronteer met, dis maklik om een ding te sê, is 'n ander ding om gechallenged te word. Ek glo met my hele hart, byvoorbeeld, God is besig om aanbidding in sy kerk te herstel, na wat dit moet wees. Ek glo met my hele hart, God is besig om genade te herstel in die kerk, na wat dit moet wees. Maar ek glo hy is besig om geloof te herstel in die kerk, wat dit moet wees. En ek weet, met my hele hart, hy wil mense weer gesond maak, en hy wil wonderwerke in liggame doen. Ek word gechallenged daarmee. En nou gaan loop ek gou-gou 'n draai voor die diens, en ek hou daarvan as ek so 'n draai loop, om net by die kinderstad deur te loop, en dan 'n paar kinders se koppe te vat, en hulle hare te mekaar te krap. Nou kom ek daar, en hier sit 'n dogtertjie en huil, en ek vra vir haar, hoekom huil jy? En die een juffrou sê vir my, sy siek. Wie was my eerste reaksie? Ek wil amper vas sê, hoor, kom ons gaan kyk of ons vir jou medisyntjies kan kry, en die Here sê vir my, nee. Jy het nou net daaroor gepreek, kom ons bid. Kom ons bid. Sien julle, ek word ook getoets.
Weet jy wat die probleem is? Jy kan wonderwerke elke dag sien en tussen al die wonderwerke het jy nie die een ontmoet wat die wonderwerke doen nie. Dis die probleem met party mense. Hulle sit, dit gaan goed met hulle. Hulle dink, "Ja, dit gaan goed met my. Ek het hierdie goed wat daar nie, ek weet nie of ek dit alles nodig het nie." Terwyl jy nie besef jy het nog nooit Christus regtig ontmoet, die een wat wonders doen nie. ‘n Ware ontmoeting met die Here gaan verder as 'n gevoel. Dis hierdie innerlike sekuriteit, hierdie innerlike wete, dit gaan rof, maar die Here is by my. Die disippels het nie verstaan wat hier regtig aangaan nie. Hier gaan Jesus na hy die wonderwerk gedoen het. Hy klim nie saam met hulle op die skip nie. Hy gaan bid op die berg. Hy gaan bid tot so 3 uur in die oggend as ons mooi daarna kyk. En hier sit hulle raak van hulle koppe af in die storm en dit raak mal en hulle dink okay, nou is ons verlate want weet hulle het mos nou 'n prentjie, jy moet die brood breek en deel. Dis hoe wonderwerke gebeur. Daai brood breek en deel en daai mandjies was 'n verwysing vir die volgende storm, vir die volgende uitdaging wat daar is. Jy kan saam met Jesus in die middel van jou storm wees en hy's op pad na jou toe om jou te kan kom red in die storm en jy kan hom nie raak sien as jy hom nie erken en sy hart verstaan nie. As jy vanmôre dink, wel die Here is maar hierdie ding op my lewe gelê, ek moet maar los. Gaan jy nie 'n wonderwerk kan raak sien nie. Hallo? As jy glo, dit sal wees volgens jou geloof. Ek moet nou maar hierdie siekte in my liggaam dra of ek moet maar so emosioneel wees want dis aan my gedoen. So sal dit vir jou wees. Ontmoet Jesus wat by jou lewe wil betrokke raak. Ek wil jou challenge om in jou geloof by 'n plek te kom waar jy Jesus ontmoet wat in jou lewe betrokke wil wees, wat by jou persoonlike mens is. Weet jy wat? Hy weet alles wat in jou lewe aangaan. Jesus weet alles, jou donkerste, diepste wese weet hy. Hy weet van jou droog maak. Hy weet van jou geheime sondes en weet jy wat? Hy het gedeel daarmee 2000 jaar gelede en hy sê kom soos jy is. Ek wil jou ontmoet waar jy is en ek wil vir jou 'n wonderwerk doen. Jy hoef nie deur 'n hiërargie te gaan nie. Jy hoef nie 'n sekere stemtoon en 'n kleredrag te kry om dit reg te kry nie. En hoekom het hulle hierdie krummels en hulle stukkies vis by hulle gehad? Dis 'n getuienis in jou hart. En iewers in jou hart moet jy weer wakker word en nie sê ek het ryk en verryk geword of ek is suksesvol en ek is okay nie. Iewers moet jy verstaan, dit wat ek het is genade, dit kom van die Here af. Amen. En dan maak dit weer geloof in jou hart wakker. Want God wil hê dat jy moet onthou dat dieselfde God wat ander wonderwerke gedoen het, is die een wat vir jou vandag 'n wonderwerk sal doen, is die een wat vir die Gracia 'n wonderwerk gaan doen. Ek wil vandag vir jou sê, die Here gaan jou na die ander kant toe vat. Die Here gaan jou na die ander kant toe vat. Hy gaan jou nie hierdie kant los nie, die Here gaan vir jou deurdra. Luister, jy was in elk geval nie so slim om te kom waar jy is nie, dis die genade van die Here. Maar as die storms kom, gaan die Here jou deurdra en hy sal jou na die ander kant toe vat. Ek vra die vraag, ken jy die God wat nou in jou wil werk? Dieselfde God wat die wonderwerk gedoen het, wil ook nou vir jou 'n wonderwerk doen. Dieselfde God wat die wonderwerk daar gedoen het, wil in jou lewe. Dieselfde God wat die Gracia tot hier toe gebring het van 'n paar mense in my lapa. Paar mense. Ek het nou die dag na die foto's daarvan gekyk. Nou oor die 300, amper 400 met die kinders saam op 'n Sondag op hierdie terrein. Dis die God wat getrou sal wees om ons verder te vat in ons tree. Amen. Ek wil dit vanmôre weer vir jou sê, dit was nog net en is nog net altyd God wat aan die werk is en jy sien dit dalk nie raak nie. Amen. Ek dink baie keer kry ons te veel selfvertroue.
Die probleem is baie keer ons kry te veel selfvertroue en dan gaan dit met ons goed en dan vergeet ons wie is ons bron en dan het ons baie te sê oor God se werk en ons het baie te sê oor wat die Here mee besig is terwyl hy is my bron en as hy vir my sê spring moet ek spring, as hy sê maak kanne bymekaar maak ek kanne bymekaar, as hy sê gee dan gee ek, as hy sê doen dan doen ek, want weet jy wat, ons moet Jesus begin erken binne in sy praat met ons binne in ons journey, want hy weet wat nou vir my lewe die beste is, of dit nou vir jou gemaklik is of nie. Miskien in hierdie tyd is dit juis nodig dat jy sal agterkom wat in jou hart is, sodat jy kan word wie God wil hê jy moet wees. Amen. Hulle het Jesus geken wat die brode vermeerder het, maar hulle het hom nie geken as die een wat op water kan loop nie. En jy moet vanmôre verstaan, jou prentjie van God is irrelevant, want die God wat ons dien is groter as enige prentjie wat jy. Ons sit God in boksies. Binne in kerke hoor ek dit te veel. Ek sien dit te veel dat mense sit God in 'n boksie. As jy so bid, sal die Here jou antwoord. Luister, dit maak nie saak hoe jy bid nie, al kan jy net grom. God hoor jou hart. Amen. Kom ons kom verby formules en al hierdie stories wat kerke op ons lê. En ons raak genuine met God. En weet jy wat, ek het al gery dat ek net kan brom en knor en moan en ek kry nie eens woorde vir my woordeskat nie. En ek ry en ek hou aan my stuurwiel vas, dan kry ek hierdie ervaring, God hoor vandag Dani Lodder se hart. Kom ons haal God uit 'n boks uit. Jy het nie die Here wat brood vermeerder nodig as jy in die middel van die see is nie. Jy het 'n God wat storms stil maak as jy in die see is. En jy het 'n God nodig wat genees as jy siek is in jou liggaam. En jy het 'n God nodig wat jou help emosioneel as jy emosioneel swaar kry. En as jy in verslawing is, het jy hom nodig wat verslawing kan breek, want as die see in jou vrygemaak het, sal jy vry wees. Jy sien ons wil met daai formule hierdie ding. Nee, God is nie 'n God van formules nie, hy's 'n God van wonders. Ons as gemeente het 'n Jesus nodig wat ons ontmoet waar ons geloof nou is. Ons het hom nodig dat hy ons sal ontmoet. En die challenges is daar en ek vra jou, al hou jy niks van oor wat ek hier inskryf oor, ek skryf bietjie ook oor finansies in hierdie dagboekie, maar ek vra jou, stap saam met my die journey van geloof. Lees elke dag stukkie. Kyk wat God in jou lewe gaan inbou en stap saam met my hierdie journey, want ek het 'n idee dat Dave Gracia gaan oor 'n paar maande terug staan en terugkyk en sê waarlik, die Here het ons ontmoet waar ons is. En jy gaan deel wees van 'n wonderwerk wat God besig is om te doen. En jy gaan 'n geleentheid hê om te verstaan dat God het iets amazing gedoen en ek was deel daarvan. Dalk kan hy seentjie huis toe gaan. Imagine hy laaitie gaan huis toe. Klein seentjie. Hy sê, "Jesus, dankie vir my 5 broodjies en 2 visse, maar 7000 mense het kos gekry." Ons deel vandag by die kinderkerk spaarblikkies uit. So 'n ou blou steentjie. En ek wil julle as ouers challenge om julle kinders te leer om ook daar iets in te gooi. Weet julle hoekom? Kinders is deel van hierdie journey. En ek wil die geleentheid skep vir kinders om eendag te kan sê, ek het 'n spaarblikkie gehad. Ek het 'n R2 en 'n R5 daarin gegooi. En vandag is hier 'n plek wat ons eie is. En miskien ry hulle oor 20 jaar hier verby. En daar's 3 dienste en daar's duisende mense. En daai klein laaitjie kan sê, my spaarblikkie was deel daarvan, want ons wil dit nie van 'n kind ontneem om deel van God se wonderwerke te wees. God klim in jou boot waar jy is, man. God klim in jou krisis in waar jy is. En hier kom Jesus aangestap in hulle storm. Hy kom aangestap op die water. Hy's nie kwaad vir hulle oor. Hy sê vir hulle, julle klein gelowiges, julle moet saam met my op die water loop nie. Hy's kwaad vir hulle oor hulle hom nie herken het nie. En iewers moet jy die Here erken. En ek wil vanmôre vir jou vra, hoeveel van ons het al wonderwerke gesien en gesien hoe God dit wonderwerke doen, maar jy het dit nog nooit persoonlik gemaak nie. En ek wil jou challenge om die wonderwerke in jou lewe, hoorie, gaan kyk na jou budget. As jy 'n spaarrekening het, is dit 'n wonderwerk van God, want dis hy wat jou die wysheid gegee het om dit te doen. Hallo? As jy goeie besluite met jou besigheid geneem het, dan moet jy gaan sit en sê, weet jy wat, dis nie ek wat awesome is nie, awesome God. En ek maak dit persoonlik. Ek sê, Here, ek dank U vir alles wat ek is en wat jy het. Korintiërs sê, wat het jy wat jy nie van God ontvang het nie?
Dan sê jy, nee, maar ek het nie dit nie, ek het net 'n bietjie. Dan sê ek vir jou vanmôre, God wil die bietjie wat jy het vermeerder. God wil die bietjie wat jy het vermeerder. God wil in jou bietjie emosie, bietjie krag, bietjie sukkel, jou bietjie huwelik, jou bietjie finansies. Hy wil daarin betrokke raak en hy wil vir jou 'n wonderwerk doen. Hy wil regtig vanmôre ingryp in jou lewe. Luister wat sê Hebreërs 10 en ek gaan klaarmaak. Hebreërs 10 vers 38 sê die mense wat my wil doen, sal uit die geloof lewe. Ons het 'n prentjie, die wil van God is om sekere goed nie te doen nie. Ek het so kerk groot geword. Is dit nie? Thou shalt not. Hy sê die mense wat my wil doen, sal uit die geloof lewe. Inteendeel, Hebreërs sê alles wat jy nie in geloof doen nie is sonde. Die Bybel sê so. So nou kom ons by 'n plek waar hierdie gemeente en in ons persoonlike lewens en ons stap hierdie journey en ek challenge jou weer, lees hierdie journey waar ons gechallenge word, kom ons vertrou God vir ons persoonlike verhouding met hom. En hy sê die mense wat my wil doen sal in die geloof lewe. Hy sê maar die wie se moed hulle begewe, van hulle wil ek niks weet nie. Hier, toe ek dit lees, ek mag hy altyd van my wil weet. Maar ek hou van vers 39. Die gracia ons is egter nie mense wat tot ons eie ondergang ons laat afskrik nie. Nee, ons vertrou op God en daardeur sal ons lewe. Ek wil jou vanmôre uitdaag om God te vertrou soos 'n kind. Jy weet, in ons kerk, ons het 'n tradisie of 'n geneestradisie. Ons volg 'n ding, ons doen eenmal 'n maand nagmaal, altyd op die eerste Sondag van die maand. Gisteraand verstuur die Heilige Gees my. Ek moet nagmaal voorberei. Nou as ek gisteraand gehoorsaam was en dadelik Spar toe gery het en brood gaan koop het en druiwesap gaan koop het, was dit op die kerk se kaart gewees. Maar toe ek nou nie gehoorsaam nie. Toe het ek stories in my kop, maar dis nie die regte datum nie en is nie dit nie en niemand is voorberei nie en ek het nie gereël vir die nagmaal nie en ek het baie stories. Toe moet ek vanoggend by Engen stop en al die goed gaan koop, jy weet. So ongehoorsaamheid kos jou geld. Eina. Die Here het vir my gesê ek moet vanmôre nagmaal bedien. En hierdie is nie 'n tafel van 'n kerk nie, dis 'n tafel van die Here. Maak nie saak waar jy op jou journey met God is nie. Al is jy in 'n donker tyd, al kry jy swaar, al soek jy nog, al wonder jy nog, vandag is dit die tafel van die Here. Dit maak nie saak wat 'n kerkie, maak nie saak wat jou kerk jou geleer het, ons leer wat die Bybel sê. Die Bybel sê, dis die tafel van die Here en almal is welkom. Amen. Nou weet ek ons is baie, maar as ons dit nou slim doen en ons loop almal om en ons kom soeke in sulke rye, so almal in hierdie blok gaan so om uit en kom en almal in die blok kom so uit en almal kom so uit. Ek wil hê, want hoekom ons dit doen? Gewoonlik deel ons dit uit, maar ek wil hê jy moet vanmôre vorentoe kom en vir jou brood kom haal, want dit is 'n geloofstap. En as jy seer het, dan sê jy vir iemand, luister, ek kan nie loop nie, gaan haal vir my brood, want dis liggaam van Christus. Amen. Dalk het jy nog nooit in jou lewe nagmaal gebruik nie, vanmôre is jou kans. Want dis die liggaam van Christus. Dis sy liggaam wat vir ons gebreek is dat ek en jy lewe en oorvloed kan hê. En vanmôre is die aksie is ek stap in geloof uit en ek gaan haal 'n stuk brood. En ek sê dit wat ek het en ontvang ek van U. En dan vat jy 'n kelkie en dis veilig vir die kinders wat ook hier is. Ons kinders kan dit ook gebruik. Van nêrens in die Bybel dat kinders nie aan die tafel van die Here mag deel hê nie. En dis druiwesap, so dis veilig. Party van julle kyk my skeef aan daaroor, maar dis fyn. Dan vat jy hierdie kelkie en jy sê dis sy bloed en deur hierdie bloed, deur sy bloed wat ons vanmôre gedenk, is daar vir my betaal dat ek lewe en oorvloed kan hê. Nou weet ek nie wat is jou krisis vanmôre nie. Waar soek jy vermeerdering? Waar soek jy wonderwerk nie? Maar as jy nou vanmôre die brood vat, dan sê jy Here, daai saak. En dan gebruik jy by jouself die brood en die wyn. Is jy okay daarmee? Anje, sal jy vir ons kom speel? En dan soos wat sy begin, kom, ons begin sommer hier voor en ons kry deel van die tafel van die Here.
Kan ek vir julle bid? Dankie dat dit nie 'n storie is nie, maar dit 'n werklikheid is dat U ons ontmoet waar ons is. Of dit is dat ons brood nodig het, of dit is dat ons 'n storm het, of dat dit is dat ons siek is. Of dit is dat ons regtig geld nodig het, of dat ons net plain simpel op 'n slegte plek is en ons het baie wonderwerke nodig. Dankie dat U wat die brood van die lewe is, in ons woon en dat ons nie alleen is nie. Dat U nog nooit uit hierdie boot uit was van die dag dat ek ja gesê het in my lewe nie. Ek bid vanmôre vir hulle wat sukkel in hulle hart om te kan glo en dat U sal ingryp, Here, en dat U wonderwerke sal doen. En dat U dit sal gebruik wat hulle het. En dat hulle sal sien in hulle hande hoe dat dit wat hulle het, hoe dat U dit vermeerder. Ek eer U daarvoor. Ons bid vir ons onderhandelings met die stadsraad vir ons grond. Dat daar handtekeninge op papier sal kom. Dat daar finale vergaderings sal plaasvind. En dat ons binnekort van die wonder van God in hierdie gebou sal vertel. Ek dank U dat U wat ons hele bouprojek weet wat ons nodig het. Ek weet ook U het klaar die voorsiening voorberei. Ek dank U dat U sal ingryp en dit doen. Nou bid ek vir elkeen wat hier sit, dat daar nou vrede in harte sal kom. En getuienisse gebore sal word van die wondere wat U doen. In Jesus naam. Amen.